Ek lees vandag 'n bietjie meer uit die gedeelte as wat ek gewoonlik sou doen deur enkele of 2 verse te lees, want hierdie is so 'n pragtige gedeelte en daar word so baie hier gesê en eintlik goed beskryf dat ek dit graag vir jou wil lees. Dit is Johannes 15 vers 9 tot 12. Die Here Jesus sê: "Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly." Hier gee hy eintlik 'n opdrag, hy gee 'n duidelike instruksie aan die mense wat hoor wat hy sê. Met ander woorde, aan my en aan jou. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Nou kan jy sien waarom ek hierdie gedeelte lees, omdat die Here Jesus by herhaling verwys na die noodsaaklikheid van liefde. En liefde vir God, liefde vir Christus, liefde vir sy woord, maar veral liefde vir mekaar. En wanneer dit 'n realiteit word in 'n mens se lewe, kan 'n mens verwag dat dit kan goed gaan met 'n mens. As jy kan in liefde met mekaar lewe, en die mekaar is nie net familie nie, dit is sekerlik ook kollegas, vriende, en ander mense. As jy in liefde met mense om jou kan leef, dan maak jy eintlik die deur oop vir werklike blydskap. En dis wat die Here Jesus graag wil sien. En hy lei ons na hierdie volkomme blydskap, deurdat ons aangemoedig word, trouens by herhaling aangemoedig word, om nie net lief te hê nie, maar om mekaar lief te hê. Kom ons onthou dit. En dit is nie net iets wat van self gebeur nie, wat soos jy seker al gehoor het, liefde is eintlik 'n werkwoord. Dis 'n daad wat gedoen moet word, sodat liefde sigbaar kan wees en werklik kan realiseer in 'n mens se lewe. Kom ons doen ons bes en ons hê meer lief. Loop mooi.